Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie donderdagoggend. Ja, vanoggend, nadat ons sulke mooi goed gelees het van Jesaja 40 af, is vanoggend eintlik vir my 'n hartseer teks. Kom ons lees dit. Vers 18 tot 25 van Jesaja 42. Dowes luister, blindes kyk, sodat julle kan sien. Wie is blind? Behalwe my dienskneg. En doof soos my boodskapper wat ek stuur. Wie is blind soos die een wat vergelding ontvang het? En blind soos die dienskneg van die Here. Jy het baie dinge gesien, maar nie daaraan aandag gegee nie. Die ore is oop, maar hy luister nie. Terwille van sy geregtigheid het die Here behaag daarin om sy wet as groot en glorieryk te laat geld. Maar die is 'n geplunderde en beroofde volk. Hulle is almal vasgekeer in gate en in tronke word hulle weggesteek. Hulle het buit geword en daar is niemand wat kan red nie. Hulle is 'n beroofde volk en niemand sê, gee terug nie. Wie onder julle gee hieraan aandag? Slaan daarop ag en hoor dit met die oog op die toekoms. Wie het Jakob as byt oorgegee en Israel aan die plunderaars? Is dit nie die Here nie? Hy teen wie ons gesondig het. Hulle wou nie op sy paaie loop nie en het na sy wet nie geluister nie. Hy het sy brandende toorn en die geweld van oorlog oor hulle uitgestort. Dit het hulle aan alle kante geskroei, maar hulle het dit nie besef nie. Dit het hulle gebrand, maar hulle het dit nie ter harte geneem nie. So. Vriende, wat 'n verskrikking. Ek meen in die vorige gedeelte, die vorige dae het ons hierdie mooi goed gesien, dat die Here gaan maak dat blindes sien, en dat dowes kan hoor, en nou in hierdie teks, hoor ons eintlik, maar dis sy mense, sy volk, wat blind en doof is. En dan word dit baie duidelik gesê, al is hulle ore oop, luister hulle nie. Hulle kies om nie te luister nie. Hierdie verskriklike goed wat die Here oor hulle gebring het as gevolg van hulle sonde, en dan hierdie verskriklike ding, en ek sê mos altyd, as jy hierdie woord in die Bybel sien of hoor, moet jy regop sit, maar hulle het dit nie ter harte geneem nie. Dis amper onmoontlik, maar hulle het dit nie ter harte geneem nie. Uiteindelik in hierdie teks sien ons dat God se bedoeling is dat sy naam en sy woord, en hier staan dit mooi, groot en glorieryk moet wees, né? En die manier is dat sy volk dit moes uitleef. Maar nou is hulle blind en doof. En hulle neem dit nie ter harte, wanneer die Here hulle op die regte pad probeer vat nie. En vriende, ek en jy gaan baie eerlik en baie mooi na onsself moet kyk, en vra, wat van my? Is ek ook blind en doof partykeer? Sien ek partykeer nie die hand van die Here nie? Sien ek nie sy dade nie? Sien ek nie waar hy aan die werk is nie? Is ek doof in die sin dat ek nie hoor wat die Here vir my wil sê nie? Dat ek nie sy woord hoor nie? Nie daaraan aandag gee nie? Mag dit nie van my en jou waar wees,
dat die Here al hierdie moeite met ons doen, en ons dit nie ter harte neem nie. Amen. Here almagtige God, kan ons vanoggend bid dat U kom, en dat U ons oë oopmaak, dat ons kan sien, en ons ore oopmaak, dat ons kan hoor. Ons pleit dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en ook 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.